Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Ons begin 'n splinternuwe reeks uit 'n baie spesiale boek in die Bybel, die boek Esegiel. Ek gaan eerlik wees. Esegiel is nie altyd die maklikste boek om te verstaan nie. Dit het baie vreemde beelde, visioene en dinge wat amper soos drome voel. Maar weet julle wat maak dit so besonders? Dit wys vir ons hoe groot, sterk en naby God regtig is. Selfs wanneer alles rondom ons deurmekaar voel. Kom ons begin by die begin. Esegiel was 'n jong man wat opgelei is om 'n priester te wees. Dit beteken hy sou in die tempel werk en mense help om God te dien. Maar voordat hy dit kon doen, het iets baie hartseer gebeur. Sy volk is weggevoer uit hulle land. Hulle moes hulle huise los, hulle stad los en selfs die tempel, die plek waar hulle God aanbid het. Hulle het in 'n vreemde land, Babylon, gaan bly. Kan julle dink hoe dit sou voel om alles wat vir jou bekend is te verloor, om nie meer by jou huis te wees nie, om te wonder, is God nog hier by my? Dit is presies hoe Esegiel en sy mense gevoel het. En dit is hier waar iets ongelooflik gebeur. Eendag, terwyl Esegiel by 'n rivier sit, sien hy iets wat hy nooit sal vergeet nie. Hy sien 'n groot, wonderlike visioen van God se heerlikheid. Dit is moeilik om te beskryf. Daar is lig, beweging en iets so groot en magtig dat dit hom laat neerval van ontzag. Ons kernvers vandag is hoofstuk 1 vers 28. Die helder gloed rondom het gelyk soos 'n reënboog wat in die wolke verskyn op 'n reëndag. Dit is hoe die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk het. Toe ek dit sien, het ek neergeval met my gesig teen die grond. Daarna het ek 'n stem hoor praat. Maats, God is nie beperk tot 'n plek nie. Baie mense in Esegiel se tyd het gedink God woon net in die tempel. Daarom, toe hulle nie meer daar was nie, het hulle begin wonder, is God nog by ons? Maar God wys vir Esegiel, ek is hier, ek het jou nie gelos nie. En dit beteken vir ons, God is nie net in 'n kerk nie. Hy is nie net daar wanneer alles goed gaan nie. Hy is by jou, by die huis, by die skool en selfs wanneer jy alleen voel. Selfs as jy eendag in 'n nuwe plek is of iets verander in jou lewe. God bly dieselfde en hy bly naby. God praat selfs in moeilike tye met ons. Wanneer dinge voel asof dit moeilik raak, dink ons soms God is stil. Maar kyk wat gebeur met Esegiel. Dit is juis in die moeilike tyd dat God met hom begin praat. Dit leer ons iets baie belangrik. God se stem raak nie stil wanneer ons probleme groot word nie. Soms moet ons net stadiger raak, stil word en mooi luister. God kan met ons praat deur die Bybel, mense wat ons vertrou, of selfs 'n sagte gedagte in ons hart. Laastens kan ons leer dat God se heerlikheid groter is as ons omstandighede. Esegiel se lewe was vol probleme, maar toe hy God se heerlikheid sien, besef hy iets. Hy het besef God is groter as alles wat verkeerd gegaan het. Groter as sy hartseer of sy vrees of sy onsekerheid. En dit tel vir my en jou ook. Miskien voel iets in jou lewe baie moeilik of vreeslik deurmekaar of dit maak jou bang. Maar God is altyd groter. En wanneer ons op hom fokus, begin ons anders kyk na ons probleme. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U altyd by ons is, maak nie saak waar ons is of wat gebeur nie. En dankie dat U met ons praat, selfs wanneer ons bang of onseker voel.
Help ons om U raak te sien in ons daaglikse lewe en om te onthou dat U groter is as enige probleem. Leer ons om op U te vertrou, net soos Esegiel. Amen. Daar's hy maats. Onthou, God is by jou, maak nie saak waar jy is nie. God praat met jou selfs wanneer dinge moeilik is en God is groter as enigiets wat jy beleef. En net soos Esegiel het God ook 'n plan vir jou lewe. Tot volgende keer. Totsiens!